Is jy bly om in die huis van die Here te wees? Amen. Amen. Weet die persoon langs jou, jy is bly om in die huis van die Here te wees. Sê dit bietjie vir die persoon. En sê vir die persoon, ek is so bly jy is saam met my, alles het jou man of jou vrou. Want hulle kon vanoggend in die bed gebly het, jou na Leenkerk toe gestuur het. Ja, ons is bly julle is hier, ons is dankbaar saam met die Here. Nou ja, ek het verlede week begin met 'n preekreeks oor autoriteit. Ander woord daarvoor is gesag. En vanoggend gaan ons aan met autoriteit, met deel 2. En ek wil vanoggend met jou gesels oor standvastig. Met die begin van standvastig. Hoe om die oorwinning te dra wat Christus behaal het. En ek is so dankbaar teenoor die musiekspan vanoggend. Die laaste lied wat hulle gesing het en ook die lied van verlustig jou in die Here, die tweede vers gedeelte. Waar hy gesê het die woordjie staan gebruik het in beide van die liedere en ons gaan vanoggend ook die woord staan gebruik in die woord van die Here. Amen. Kom ons begin by Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot en met 18. Dit is baie bekende gedeelte wat baie van ons ken. En ek lees uit die 2020 vertaling uit. Vind julle sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Vind jou sterkte. Waar moet jy dit vind? By die Here, né? Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Vers 13. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied, nadat julle alles uitgevoer het. Staande kan bly. Staan dan vas, deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met die borsplaat van geregtigheid, en deur die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan julle voete te trek. Vers 16. En by dit alles die skild van geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om die vuurige pyle van die bose te blus. Dra die helmet van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Maar dan sluit hy af met vers 18. By elke geleentheid. Eintlik staan dan by sommige geleenthede, né? Julle doodseker is by elke geleentheid, nie by sommiges nie. By elke geleentheid. Wanneer julle bid en smeek, moet julle die tekens met julle telkens deur die Heilige Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees, deel volharding te pleit vir al die myself, vir al die heiliges. Nou, ons praat oor gesag. Gesag is eintlik iets wat aktief is. As jy 'n bestuurder is by jou maatskappy, of jy het 'n groepie mense wat onder jou sorteer, het jy gesag oor hulle. So jy moet leiding gee. En dit is aktief. So, gesag is nie passief nie, in ander woorde daadloos nie. Jy moet iets doen. Jy moet doelbewus die volle wapenrusting van God aantrek. Om die vyand se planne te weerstaan in die oorwinning wat Christus reeds behaal het. En ek wil julle moet net bietjie hoor wat ek sê, wat Christus
reeds behaal het. Wat is wat ek sien in die skrif sê? Okay? En ons gaan bietjie hierby ook hier stil staan wat Christus reeds behaal het. Nou verlede week het ons met ek moet hierdie woordjie bevrydende waarheid uitlig. Want dit is bevrydende waarheid wat ons verlede week uit die woord uitgekry het om te weet, waar is ek gesetel as kind van die Here? Want ek is in Jesus Christus gesetel wat aan die regterhand van die Vader sit. En dit is baie belangrik dat ek sal weet, waar is my sitplek? Maar ek moet ook weet, ek moet ook die volgende weet. Dis nie iets wat ons verdien nie. Dis 'n posisie wat ons geërf het deur Jesus Christus. Ons moet dit onthou. Ek verdien dit nie. Maar ek het dit geërf. Die dag toe ek Jesus aangeneem het. Nou 'n troon, in 'n troonkamer is nie 'n hangmat nie. Hy swaai nie heen en weer nie. So, om saam met Christus te sit in die troonkamer beteken dat ek nie geestelik willoos of daadloos is nie. Ek moet aktief wees. Ek moet iets doen. Want ek is geroep om iets te doen. Ek is geroep om aktief te wees in God se koninkryk. En ek het my lief, ek het gehoor, hoop ons gaan 'n paar amens kry hierop, maar nee. Kom ek vra vir jou. Het jy al geestelik moeg gevoel? Uitgeput? Jy het al gewonder of daar nie dalk 'n probleem met jou is nie. Jy het al gewonder, wat gaan aan met myself? Dit voel of ek verslap het in my geloof. Dit voel of ek moeg is in my geloof. Dit voel of ek nie 'n verhouding met God het nie. En jy weet, hierdie ervaring in jou binneste, hierdie konflik wat besig is om jou binneste plaas te vind, kan nie beveg word deur 'n mens nie. Dit kan nie deur 'n mens beveg word nie. Paulus se woorde aan die Efesiërs van verlede week, en sy bemoedigende woorde aan hulle was, om nie harder te probeer nie, maar om te weet waar hulle sit. Maar hy kom met dieselfde bemoedigende woorde weer aan die Efesiërs. En hy sê vir hulle, moenie harder probeer nie. Maar staan vas. Staan vas. Jy sien, want staan vas is 'n aksie. Ek kan of lê, ek kan lê ook. Ek hoef nie te staan nie, ek kan lê. Maar ek moet vas staan. Aan die ander kant, 'n paal wat geplant is, staan vas. Hy gaan nie swaai in die wind nie. Hy staan vas. En so moet ons vas staan. Dis 'n aksie. Maar dit vereis 'n aksie. En daarom moet ons doelbewus aantrek wat God reeds voorsien het, en ons gaan nou daarby uitkom. So die eerste punt wat ek graag wil maak. Ons moet bietjie by onsself erken. Ons moet selferkentenis doen. En ons moet die volgende selferkentenis met onsself doen. En hoor mooi, waar moet jy jou selferkentenis doen? Ons stryd is geestelik. Ek gaan dit weer sê. Ons stryd is geestelik. Nie menslik nie. En daarom moet ons onthou om nie met menslike wapens te veg nie. Want dit is ons groot probleem. Ons erken ons stryd is geestelik, dis nie menslik nie.
Maar ons wil menslike wapens gebruik om die stryd te veg. En daarom bly ons aan die verloorkant. En ek gaan nou van hierdie wapens uitlig vir jou. Jy weet, Paulus skryf juis in vers 12. Hy sê vir ons in vers 12, vers 12, dat ons nie teen die vlees en die bloed worstel nie, maar teen die heersende owerhede en die geestelike magte van die bose. So dit is die eerste, en ek dink die mees kritieke kopskuif en emosionele verandering wat ons moet doen. Ek moet besef dat ek besig is met 'n geestelike stryd en nie met 'n menslike een. So ek moet dit in my emosies uitgesorteer kry en ek moet dit met my verstand uitgesorteer kry. Maar jy sien, ons geveg is gewikkeld. En wanneer ons dink net bloot ons veg, die geveg waarin ek gewikkeld is, en ek dink bloot daaraan dat dit miskien omstandighede. Wat? As ons na ons land sal kyk, sal ons dalk sê dis polities. So ons wil dit klassifiseer. En wanneer ek sê dit is my omstandighede, dan kom ons met, en ons praat 'n bietjie hier van weermag, terminologie, termes wat ons gebruik. Ons praat van strategie. Of kom ek gebruik die ander woord, taktiek. Dan wil ons menslike strategie gebruik, of taktiek. Nou wat is hierdie menslike strategie wat ons wil gebruik? Oor ons omstandighede. Ons gebruik argumente baie keer. Hoekom is hierdie omstandighede so? Baie keer is dit my eie skuld en dan gebruik ek 'n argument om myself te regverdig. Hoekom is ek in hierdie omstandighede? Ons gebruik baie keer, ons wil baie keer omstandighede manipuleer of ons wil mense manipuleer. Dis ons wapens. Ons wil baie keer beheer. As ons net hierdie goed kan beheer, as ons dit kan beheer, sal ons dit uitsorteer. As ek net beheer hieroor kan kry. En dan die ander ene wat baie keer die maklikste is om dit te vermy. En ek dink daar's nog baie wat ons kan byvoeg. Maar ek wil net hierdie 4 uitlig. Argumente, manipuleer, beheer, en dan die maklikste een is om dit te vermy. Maar Paulus kom eintlik in Korintiërs, in Efesiërs wat ons nou gelees het. Dan sê hy vir ons eintlik wat ons moet doen is ons moet die ware teestander in die oë kyk. Ons moet hom in die oë kyk. Maar wat doen ons? Ons kyk na die persoon wat ons seer gemaak het. Die persoon wat ons te nagekom het. Ons kyk na daardie persoon. En dan kyk ons na die omstandighede, die situasie. Eintlik wat ons moet doen is ons moet eintlik ophou om ons energie te mors op die verkeerde saak. Of kom ek stel dit so? Ons moet ophou om ons energie te mors op die verkeerde vyand. Want ons mors ons energie op die verkeerde vyand. Ons moet die regte hulpbronne gebruik wat God vir ons gegee het. Nou ek wil 'n illustrasie vir julle voorhou. Nou, hoekom ek dit voorhou, want dit het om my gebeur. En ek is doodseker, dit het met seker van julle ook al gebeur. Maar gelukkig gebeur dit nie baie nie. Jy is verskriklik haastig. Jy's laat. Jy's gejaagd. En jy kom by 'n deur en jy wil hierdie deur oopsluit. En hierdie deur wil nie oop nie. Dan gryp jy daai hand vas en dan jy ruk hierdie deur en dan skop jy hom nog so 'n bietjie hier onder ook nog. Want jy's haastig. Daar's 'n probleem. En jy weet nie wat gaan aan nie. En daar's die klank weg. Dis die probleem. Net maar aan die mikrofoon, dankie.
En jy gee die deur 'n skop. En dan staan jy so rukkie stil. En dan onthou jy, maar jene, die deur is reeds oopgesluit. Ek was vroeër vandag hier gewees. Ek het hom klaar oopgesluit. Ek was vroeër vanoggend weer uit gewees. En dan gesluit jy hom oop. Maar hy is klaar oopgesluit. Ons spandeer soveel tyd, né? Om mense rondom ons op te skree en baie keer te skop. Soveel tyd. Terwyl die ware vyand, die Satan, wat ook nie, wat hulle ou vyand is, want hy is nie gister gebore nie. Maar hy is die mees geslepe persoon wat daar is. Want hy ken al die geheimenisse en al die ou triks. So kan ek jou vra hierdie week wanneer jy in 'n konflik is, né? Dalk met jou man of jou vrou, kinders, vriende, familielid, of kollega, gaan staan net so 'n bietjie stil. Voor jy enige iets sê, en sê net vir jouself, dis nie teen vlees en bloed nie. Die ware stryd is geestelik. Staan net 'n bietjie stil en sê vir jouself, dis nie teen vlees en bloed nie. Die ware stryd is geestelik. En dan praat jy verder. Jy sê, want sodra ons die ware stryd geïdentifiseer het, is die vraag, wat moet ons doen wat God vir ons gegee het? My tweede punt, wat ek wil maak. Ons trek doelbewus die volle wapenrusting van God aan. Hoor mooi, ons trek doelbewus die volle wapenrusting van God aan. Hoor mooi wat ek nou sê, nie om aan te val nie. Dis nie hoekom ons dit aantrek nie. Nie om aan te val nie. Maar om die standpunt te verdedig. Daar waar ek staan, om daai standpunt te verdedig. Nou Paulus skryf hier in Efesiërs, hier van vers 13 en 14 dan, en hy gee eintlik, as jy dit mooi gaan ontleed, gee hy eintlik 'n opdrag. Aan die ander woorde, hy sê dit is eintlik 'n bevel. En dan wys hy vir die volgende woorde uit. Hy gebruik die woordjie staan, en staande, en weer staan. Nou as jy die Engelse vertalings gaan lees, gaan jy net die woordjie staan kry. Maar in die Afrikaanse vertaling kry jy die woorde weer staan, staande, en staan. Nou, hy kom, en op grond van hierdie standpunte, sê hy dat ons met die volle wapenrusting van God aantrek. Nou, die wapenrusting van God is nie vir die mense wat superheilig is nie. Dis vir elke liewe Christen, elke liewe kind van die Here moet die wapenrusting gebruik. Amen. Amen. Vir elke liewe kind. Elke stukkie toerusting, die gordel van die waarheid, die borsharnas van geregtigheid, die skoene van die evangelie, die skild van geloof, die helmet van verlossing, die swaard van die gees. Stem ooreen met die werklikheid wat Christus reeds bereik het. Christus het dit reeds bereik. Maar ons word opgeroep om dit op te neem. Ek en jy word geroep om dit op te neem. Nie om oorwinning te behaal nie, want die oorwinning is reeds behaal. Maar net daarom in staande te bly. Daarom moet ons dit opneem. Nou kan ek vir jou sê, ek wil hier dalk
die volgende doen. Gaan druk Efesiërs 6, van vers 12 af tot en met 18. Gaan druk dit uit, print dit uit. Gaan plak dit dalk daar in jou binnekamer of in jou binnekas se deur. En dan in die oggend as jy nou klaar aangetrek het, dan trek jy hierdie wapenrusting denkbeeldig aan. Ek sê die gordel, jy trek hierdie wapenrusting denkbeeldig aan. Jy begin by die gordel van die waarheid. Die borsharnas van geregtigheid. Die skoene van vrede. Die helmet wat ek opsit van verlossing. Die skild van geloof. En die swaard van die Gees. Jy gaan dalk dink dit is nou baie dom. Maar baie kinders van die Here doen dit. Hulle trek dit elke oggend aan. Voor hulle daardie huis uitstap. Maar om die wapenrusting alleen aan te trek, kan nie op sy eie staan nie. Al trek jy die wapenrusting aan, dit kan nie op sy eie staan nie. En daarom kom ek by die derde punt uit. Ons staan vas deur met God verbind te bly. En hoe bly ek met God verbind? Deur gebed. Daarom sluit Paulus juis in vers 18 af, dat hy vir ons sê, bid ten alle tye in die Gees. Hy sluit vers 13 af. Jy sien, want gebed is nie 'n stuk toerusting nie. Dis nie deel van die wapenrusting wat ek aantrek nie. Maar gebed is die atmosfeer waarin die wapenrusting funksioneer. Gebed is die atmosfeer waarin die wapenrusting funksioneer. Want jy sien, sonder gebed is die wapenrusting magteloos. As daar nie gebed is nie, is dit net eintlik dooie gewig wat jy gaan dra. Jy gaan dooie gewig dra. Maar daar moet 'n voortdurende kommunikasie met God wees. Daar moet voortdurende kommunikasie met God wees. Dat die waarheid van geregtigheid en die geloof waarmee ons bekleed is, op elke oomblik geaktiveer kan word. As ek dit aantrek, ek het die skild van geloof. En die swaard van die Gees, né? Hoe gaan ek dit aktiveer? Hoe gaan ek my geloof aktiveer? Deur gebed. Deur gebed. Ekskuus, ek het nou my eie notas nou verloor waarmee ek nou besig is. Maar in elk geval, jy sien gebed, né? Gaan nie net oor myself nie. Gebed gaan oor my medebroer en suster ook. Want hoekom bid ons vir mekaar? Hoekom moet ons mekaar opdra? Ons het dieselfde vyand. Ons het nie, jy het nie 'n vyand en hy het 'n vyand, ons het almal dieselfde vyand. En daarom moet ons verstaan, ons geestelike stryd is teen die vyand. Dis nie teen die mens nie. En daarom wanneer ons bid ek vir my broers en susters en ons bid vir die gemeenskap. Want hoekom bid ons vir Jesus Christus? Hoekom bid ons vir Jesus Christus? Ons is afhanklik van hom. Daarom bid ons. Want ons is afhanklik. Want as ek nie bid nie, gaan ek niks ontvang nie. As ek nie vra nie, gaan niks gebeur nie. Ek kan die wapenrusting aantrek. Maar sonder gebed is dit 'n dooie wapenrusting. Is dit dood. Wapenrusting is nie net vir myself nie. Die wapenrusting is vir myself, vir my medebroers en susters, vir my land
vir my omgewing, en ek dra hulle almal in gebed op aan God. En daarom betree ek die troonkamer. En ek betree ek nie eens meer die troonkamer nie, want ek sit in die troonkamer saam met Jesus Christus. Ek betree nie eens die troonkamer nie. Ek is reeds in die troonkamer. En ek is in die troonkamer omdat ek geloof het. Omdat ek in die waarheid is. En uit geloof uit bid ek. Ek wil afsluit met die volgende. Die Satan wil hê jy moet twee goedes glo. En hierdie twee goed kan jy op elke liewe dingetjie van jou lewe van toepassing maak. Die eerste een is, hierdie stryd, hierdie bekommernis, is klein, is nie so erg nie. Jy moet nie daaroor bekommerd wees nie. Hierdie stryd wat jy nou stry, dis sommer iets kleins, moet nie daaroor bekommerd wees nie. En dan die tweede ene is, dit is te groot om te oorwin. So die een moet ek ignoreer, en die ander een is onmoontlik. Dit is te groot om te oorwin. Ek kan dit nie doen nie. Ek sal dit nooit ontvang nie. Maar ons moet een ding onthou. Ek sit in wie? In Jesus Christus. Moet ek nog die oorwinning behaal? Of is die oorwinning reeds behaal? Hy is reeds behaal. Ek moet nie die oorwinning behaal nie. Die oorwinning is reeds deur Jesus Christus behaal. Daarom is die oorwinning, daarom staan ek aktief in die oorwinning deur Jesus Christus. Hoor mooi, gaan ek weer sê, ek staan aktief deur die oorwinning wat Jesus Christus reeds oorwin het. Hoekom wil ons altyd alles oorwin? Hoekom wil ek altyd alles uit myself uit doen? Maar ek is kind van die Here, maar ek wil dit alles self doen. Hoekom is my oë altyd gefestig op mense? Maar my oë moet gefestig wees op die Here, Jesus Christus, in wie ek gesetel is. Hoekom wanneer ek 'n probleem of iets het, wanneer mense my te nagekom het, kyk ek na die mens, maar ek vergeet van die duiwel. Want Satan gaan ook mense gebruik. En laat ek jou iets vertel, ek kan ook kinders van die Here gebruik. So moenie dink, hy kan nie 'n kind van die Here gebruik nie. As jy my geleentheid gaan gee, gaan hy jou gebruik. Maar as jy seer gekry het, moenie na die mens kyk nie. Kyk na wie die werklike vyand is. Want ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste. Kan ek jou vra vir hierdie week? Ek het jou reeds gevra om hierdie stuk daar in jou kas te plak of waar ook al is. Maar bid elke dag. Vat een van hierdie wapentoerustings. Byvoorbeeld 'n maandag. En dan moet ek nou mooi kyk wat ek hier getik het. Maandag, vat die gordel van die waarheid byvoorbeeld. In 'n situasie waar jy 'n versoeking kan, waar jy dalk in 'n versoeking oor jou kan kom. En waaroor iemand jou dalk kan mislei of iets. Of jy dalk verkeerde inligting gee en jy gaan dalk verkeerd optree. Die gordel van die waarheid. En jy sê vir jouself, ek staan in die gordel van die waarheid. Heilige Gees, vandag lei vir my asseblief in die waarheid. Laat ek misleidings kan identifiseer en laat ek nie daarin trap nie. Dinsdag kan jy dalk byvoorbeeld vra, die borsharnas van geregtigheid.
Is jy geregtig in Jesus Christus? Is jy geregverdig in Jesus Christus? Maar ons loop baie keer met skuldgevoelens. Jy loop met skuldgevoelens, maar jy sê ek is 'n kind van die Here, ek is regverdig in Jesus, ek is vergewe vir my sondes, ek het my sondes bely en ek het vergifnis ontvang. Maar ek loop met skuldgevoelens. Dis 'n stryk van die Satan. Dis 'n stryk van die Satan. Jy is geregverdig deur Jesus Christus. So elke dag neem jy een van hulle en jy gebruik een van hulle vir jou dag. En wanneer jy in hierdie week voor 'n krisis te staan kom, en daar is konflik, sê net vir jouself, ek staan in die gesag van Jesus Christus. Amen. Dit sover die woord van die Here. Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons vanoggend uit die woord kon leer. Dat ons kon geleer het in wie ons staan. Dat ek kan geleer het, Vader, daar waar ek staan, daardie omstandighede, staan ek as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Ek het nie nodig om die oorwinning te behaal nie. Die oorwinning is reeds behaal. En daarom vra ek Heilige Gees, dat U elkeen van ons sal leer elke dag, dat ons fokus moet wees, nie op die mens nie, maar op Jesus Christus. En wanneer ons seer gemaak word, dat ons fokus nie op die mens sal wees nie, maar dat ons sal weet wie is dit. Dis die vyand. Want ons het almal 'n gesamentlike vyand. En sy naam is die Satan. Maar ons sê dankie ook dat ons weet jy het hom reeds oorwin. Ons het nie nodig om hom te oorwin nie. Hy is reeds oorwin deur U. Ons net in geloof staan en ons oorwinning neem deur Jesus Christus. Ons sê vir U dankie daarvoor. En daarom vra ek Heilige Gees, herinner ons in hierdie week. My geveg is nie teen die vlees en bloed nie, maar my geveg is teen die bose magte van hierdie wêreld. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus se naam. Ons eer U vir die oorwinning en ons loof U en ons prys U daarvoor tot in alle ewigheid toe. Amen.